welkom hier in die huis van die Here. Dit is lekker om hier te wees, dit is lekker om weer by die huis te wees. Halleluja, ek sien hier's 'n paar gesigte vandag nie hier nie, ek weet nie of die vakansie bietjie te lank was nie, eintlik bietjie te kort, maar ons is hier om die Here se naam groot te maak, want hy is die koning van die konings en hy is die Here van die Here. Halleluja, ek gaan broer Yuri vra of hy sal open, maar ek vra bid asseblief, dink aan Tannie Ronel, sy is baie siek by die huis dat die Here haar liggaam gaan aanraak, want die Here is die groot geneesheer. Halleluja. Wat 'n voorreg, Here, dit is om in die huis van U te kan wees, in die teenwoordigheid van U. Here, ons sing daai lied dat U naam is bo elke naam. Here, U is Immanuel, U is die verlosser, Here, en vanmôre kom ons en ons roep na U toe, Here, met die wete, Here, ons is tot alles in staat deur U wat ons die krag gee, Here, maar ons kom na U toe vanmôre want ons weet waar ons hulp vandaan kom, Here. En U ken elke bekommernis, U ken elke vrees vanmôre, U ken elke siekte en elke naam vanmôre, Here, wat onder leiding van iets is, Here. Wil ons opdra na U toe, Here, en vra, Here, dat U hand wat nie te kort is, die Here, sal uitsteek vanmôre, Here. Want daar waar U beweeg, Here, daar is genesing. Daar waar U spreek, Here, is daar nuwe lewe vanmôre, Here. En is ons voorreg om in die teenwoordigheid van U te kan wees, Here. 'n teenwoordigheid, Here, wat vanmôre nie bedek is, Here, wat nie toegedraai moes geword het soos Moses, wat toegedraai moes gewees het aan sy gesig nie, maar vanmôre is die swem wat van U wat vol vanmôre, Here. En ons wil vanmôre kom, Here, en self kan ons net die swem raak, Here, is daar verandering, Here. En my gebed vanmôre is dat U by elkeen sal stil staan op 'n unieke wyse, Here. Hier waar ons die naam van U gaan groot maak, dat dit 'n welvallige offer in die neusgate van U sal wees, Here. Maar my gebed vanmôre is dat U elkeen sal salf en seën, die verrigtinge sal seën, die woord sal seën en ook so die musieke is my gebed vanmôre in Jesus naam. Amen. Amen. Ek wil graag welkom sê aan elke nuwe gesig ook vanoggend. Wees vry in die Heilige Gees vanoggend. Wees welkom. Voel vandag of dit U huis is. Voel tuis. Ons is 'n familie en U is nou deel van die familie of U nou wil of nie, U is deel. Halleluja. So voel welkom, voel vry as die Heilige Gees op die hart lei om bietjie te gaan loop op die banke of te dans voor die Here. Doen dit, voel vry in die Gees vanoggend want hy is die magtige koning. Halleluja. En dit is 'n vreugde om my dank te bring. Halleluja. Oh,
niemand van weet nie in die stilligheid, dan stuur jy 'n gebed op en jy bid en vra, Here, hierdie ding, Here, gee dit net vir my. Die Here sê nie ver van hier af nie, my kind. Gaan hy dit vir jou gee, jy moet net aanhou, jy moet net vashou. En die Here sê, ek gaan dit vir jou gee, dit wat jou hart begeer. Daar die een ding waarvoor jy so hard, en die Here sê, ek gaan dit vir jou gee, my seun, want jy was getrou oor min, en ek gaan vir jou gee dit wat jy vra. Halleluja, prys U naam, dankie Jesus. Halleluja, dankie Vader. Broer, die Here sê, nie haastig wees nie. Die Here sê, wees geduldig, op my tyd sal ek dit vir jou doen. Die Here sê, bly jy net by my, bly jy net vashou. Hou net aan bid, vra my vir wysheid, ek sal dit vir jou gee, want die Here sê, op my tyd gaan ek dit vir jou doen. Halleluja, dankie Here Jesus, prys U naam. Halleluja, Shalien. Die Here sê vanoggend, ek sien jou getrouheid raak, my dogter, ek sien jou gebede raak. Moenie gaan lê nie, moenie gaan sit nie. Die Here sê, hou net aan, ek is met jou, my dogter. Ek gaan jou seën op plekke waar jy nie gedink het, ek gaan geseën kan word nie. En die Here sê, hou aan bid vir jou kinders. Die Here sê, op 'n stadium gaan ek die draai bring. Hou jy net vas en hou net aan bid. Halleluja, prys U naam, dankie Here Jesus, van U naam. Halleluja, is groot, Here, U is groot, doorkom. Halleluja, dankie Here Jesus, dit roer my siel, wanneer ek dink aan Jesus, prys U naam.
genade is vir jou genoeg. Halleluja, dankie Jesus. Halleluja, Here, ek bid asseblief, Here, dat U hierdie diens sal vat, Here, in die hande sal maak, Here, soos wat U wil, Here, ek bid vir die prediker vanoggend, salf hom met die seënings, gebruik hom vanoggend om die boodskap af te lewer, wat U vir hom gegee het, Here, ek dank U daarvoor, ek bid dit in Jesus naam. Halleluja, dankie. Broers en susters, kan jy sitplek neem wat ek wil kies. Amen. Wil jy ook eens gaan sit, as jy woord het, kan jy oopmaak in Openbaring hoofstuk 1. Openbaring hoofstuk 1. Nou as ek vanoggend by iemand gekom het en gesê, wie is die belangrikste persoon, of wie is nommer 1 in die lewe? Dan verseker is gaan dalk 'n baie maklike vraag gewees het, of ander gaan dalk 'n baie moeilike vraag gewees het, maar ons moet onthou dat dit of die persoon wat nommer 1 in ons lewe is die rigtingaanwysing van ons. Die belangrikste persoon of die belangrikste ding in my lewe dryf my besluite. Nie net sommige van my besluite nie, maar al my besluite. Is dit nie so nie? As sport my belangrikste ding in my lewe is, dryf in elke gedeelte van my lewe. Is dit nie so nie? Dan wil ek seker maak, wat is die rugby score gewees? Ek wil seker maak, wie by die cricket, wat se lopies aan sy teken, of hoeveel paadjies gevat. As 'n persoon die belangrikste ding in my lewe is, dan doen ek alles vir daai persoon. As my kinders die belangrikste is, doen ek alles in my lewe rondom my kinders. Elke besluit, elke ding wat ek doen ek rondom dit. As my werk die belangrikste is, dan doen ek alles in my vermoë om die beste te werk. Ek sê nie moet die beste werk wat ek kan werk nie, maar dan doen ek alles vir my werk. Dit dui die rigting aan wat ek gaan. As my kar die belangrikste is en ek met die mooiste wiele en die mooiste merks en die grootste dit, dan dryf dit my lewe. Die een ding wat ek vir julle kan sê is, jy gaan altyd bekommerd wees oor daai ding. As die kinders die belangrikste ding in die lewe is, gaan jy altyd bekommerd wees oor die kinders. Is dit nie so nie? As die kar die belangrikste ding in die lewe is, gaan jy altyd bekommerd wees oor die kar. Seker maak niemand ry my vas nie. Seker maak ek parkeer hom onder dan, as daar 'n windjie waai, miskien kom daar haal. As my werk die belangrikste ding is, gaan ek altyd bekommerd wees oor dit. Het ek goed genoeg gewerk? Het ek hierdie? Kom ons lees weer saam. Openbaring hoofstuk 1. Ons gaan lees van vers 9 af tot by vers 18. Vers 9 sê, en ek Johannes, julle broer, en deelgenoot in die verdrukking en in die koninkryk en blydsaamheid van Christus Jesus, as op die eilandpad wat Patmos genoem word, ter wille van die woord van God, om 'n getuienis van Jesus Christus. En ek was in die gees op die dag van die Here, en ek het agter my 'n groot stem gehoor, soos op as sy, wat sê, ek is die Alfa en Omega, die eerste en die laaste, en ek skryf wat jy sien in die boek. Ek stuur dit aan die 7 gemeentes wat in Asië is, aan Efese, Smyrna, Pergamus, Thyatira, Sardis, Philadelphia en Laodicea. So dit is al ons ook geskryf, nee, ons is Philadelphia, familiegemeente. Toe draai ek my om te sien wat 'n stem met my gespreek het. Toe ek my omgedraai, sien ek 7 goue kandelaars, en tussen die 7 kandelaars, een soos die seun van die mens met 'n kleed aan, wat tot op sy voete hang, en omgord om die bors, en gegord om die bors met 'n goue gordel. Sy hoof en sy hare was wit soos wol, soos sneeu, en sy oë soos 'n vuurvlam, en sy voete soos blink koper wat gloei soos in die oond, en sy stem soos die stem van baie waters. En in sy regterhand het hy 7 sterre gehou en 'n skerp 2-sidede swaard, en in sy mond uitgegaan het, en sy aangesig was soos die son wat skyn in sy krag. En toe ek hom sien, val ek soos 'n dooie aan sy voete,
En hy het sy regterhand op my gelê en gesê, moenie vrees nie, ek is die eerste en die laaste en die lewende, en ek was dood en kyk, ek leef tot in ewigheid, amen, en ek het die sleutels van die doderyk en van die dood. As ek een gedeelte in hierdie as my hoofteks moet gebruik, soos ek sê, is vers 11 wat sê, ek is die Alfa en die Omega, die eerste en die laaste. Amen. Hierdie is een van my gunsteling gedeeltes in die woord, want het gee vir ons so 'n bietjie meer uitkyk na Jesus toe. Nou omdat ek vir julle gevra het en gesê het, wat is die belangrikste ding in die lewe? Wanneer ons nie iets het wat die belangrikste is nie, dan vergeet ons baie keer die basiese. En ek wil vir 'n storie vertel, daar was 'n man wat 'n parakiet gekoop het. Want hy wou vreeslik graag 'n parakiet gehad wat kan praat, en hy vat die parakiet huis toe. En die parakiet praat nie, niks, nie een woord nie. En hy gaan terug na die winkel toe en hy sê, hoorie, maar hierdie parakiet wat jy verkoop, hy praat nie. Hy sê, weet jy wat? Hy dink van 'n leertjie koop, parakiet hou dan van hom rond te hardloop. So koop hom 'n leertjie, dan sit jy dit in sy hok, en dan behoort hy te begin praat. En hy koop 'n leertjie, en hy gaan huis toe, en hy sit die leertjie in, en die parakiet praat niks. En hy gaan terug die volgende dag, hy sê, nee man, hierdie parakiet, hy wil nie praat nie, hy sê, weet jy wat? Hulle hou van hom self in die spieël te kyk, soos baie vrouens, nee, hou van hom in die spieël te kyk. Kyk na die hare mooi is in die gesig. Hy sê, koop hom 'n spieël, dan sit jy daar in sy plek en dan gaan hy begin praat, dan gaan hy homself begin praat. En dit moes 'n mannetjiesparakiet gewees het, want hy speeltjie ingesit, maar hy het nog steeds nie gepraat nie. En die man gaan terug die volgende dag, hy sê, hierdie parakiet moet nog steeds nie praat nie. Hy sê, weet jy wat, koop hom 'n klokkie, daar as die geluid van die klokkie dan gaan hy begin praat, en hy koop die klokkie, en hy sit in die hok, en die parakiet praat niks. En hy was baie ongelukkig, en hy gaan terug, en hy sê, hoorie, ek weet in hierdie parakiet van die praat, hy sê, weet jy wat, koop met 'n bietjie groter hok. Dan sit jy al hierdie goed wat jy nou gekoop het, sit jy daarin, en dan moet die parakiet te begin praat. En die man koop die groter hok, en hy gaan huis toe, die volgende dag, sy terug by die plek waar die voeltjie gekoop het. En die man sê, maar die voeltjie gepraat. Hy sê, ek het 'n probleem, maar die voeltjie is dood. Hy sê, het hy daarom een woord gepraat voor hy dood gegaan het. Ja, sê die man, hy het een woord gepraat. Hy het gesê, honger en toe, kappel. Want die man het die basiese ding van 'n voeltjie vergeet om hom kos te gee. Hy wou so graag gehad en die voeltjie moet met hom praat. Maar toe vergeet hy dit, toe gaan hy dood. As ons na die wet gaan kyk, of jy nou lees in Exodus of in Lukas, het sê basies dieselfde. Die eerste wet sê, naas my mag jy geen ander God hê, nie so nie. Gaan lees in Exodus 20, as ons gaan lees in Lukas, dan staan daar mooi, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, en met jou hele verstand, en met al jou krag. So eintlik uit dit alles uit nie in dit nie. Uit jou hele hart. So alles in jou hart is alles wat uitkom met die Here wees. Uit jou hele krag, al jou krag wat jy in jou spandeer. Dink jy as ons die woord reg lees, dan maak dit soveel groter goeders oop. As ek nou vir jy moet vra, wat is die belangrikste in die lewe? Wat gaan jy vir my sê? Wat gaan jy vir my? Ek het nou 2 advertensies die week uitgestuur. Een het gevra nommer 1 en die ander het gesê, Jesus, you are my number 1. So wat sal jy sê vanoggend is die belangrikste in die lewe? Is dit miskien die boot wat by die huis staan? Wat die Saterdag dam toe gaan? So dalk die motorfiets van die boyfriend wat daar staan by die huis. Jou motor, dis jou motor. Dis nie die boyfriend se motor, dis nou haar motor. Is dit miskien dit? Is dit miskien die werk soos ek nou gesê het? Is dit miskien die vrou en kinders? Wat is die belangrikste vir u? En dis iets wat ek vir u kan antwoord nie. Dis iets wat u vir jouself moet antwoord. Nou as ek vir u sê, die belangrikste ding is Jesus. U verstaan waartoe ek beweeg. Dan is my volgende vraag, as u nou die lewe sien as 'n voertuig, en u sê Jesus is die belangrikste, waar die voertuig is Jesus? Is hy miskien daar in die boot? Die kattebak. Dis mos die mooi naam vir 'n boot, nee, kattebak. Daar agter,
En Sondag as hy kom, dan maak hy die kattebak oop en sê, Jesus, klim gou saam met my, kom saam met my kerk toe, dan sit ons hier mooi met ons klere aan, ons lyk mooi, en ons is terugstap kant, en dan maak hy die kattebak oop. En Jesus is terug in die kattebak. Gebruik jy hom net op Sondag? Of is hy miskien daar op die agtersitplek? Hy is nie meer in die kattebak nie, hy ry maar net saam met jy, hy moet nie baie sê nie, hy moet nie baie doen nie, hy moet net soos die kinders agter sit, stil bly. Hy is daar saam met my, gebruik hom nie heeltemal regtig nie. Of het hy miskien hier langs in die voorste sitplek om sit. Belangriker as agter, maar nog steeds nie iemand wat 'n beheer is van die kar nie. Hy sê daar, hy kan miskien eintlik as daar iets gebeur, kan hy ons waarsku, maar hy is nie beheer van die voertuig nie, Reina. Soos jou vrou wat langs jou sit. Of is 'n beheer van die voertuig, sit hy agter die stuurwiel. Is hy die een wat daar sit en besluit hoe ons gaan ry, en as hy dit daar is dit baie goed, maar dan het nog een vraag hier vir u. Is hy 'n backseat driver? Is hy 'n backseat driver? Sê hy vir Jesus as hy vir ons sê, nou moet ons reg gaan. Maar hoekom moet ons reg gaan, Here? Jesus besluit dat ons gaan hier afdraai in die paadjie van vergifnis. Ek wil nie daaroor vergewe nie, Here. Dan backseat driver 'n bietjie. En as ons 'n bietjie verder gaan, dan wil Jesus links draai. As jy ons Here maak, wil nie links draai hier by vrygewigheid nie, want dit is my goeders. Soos Jesus 'n beheer is van die kar, is hy regtig 'n beheer of stuur hy nog steeds van die passasiers se plek af. Nou so sê Jesus is nommer 1. Hoe kan ons seker maak Jesus is nommer 1? Ek het so 5 punte vir u. Ons gaan nie baie lank besig wees nie, want ek wil hê jy moet verstaan, Jesus moet nommer 1 in ons lewe wees. Hy kan nie iets anders in ons lewe wees nie. Hy moet 'n beheer wees van ons voertuig. As hy nie beheer is, as hy nie eens in die kattebak van die voertuig is nie, kom by hom uit. Maak seker jy leer hom, maak seker jy maak hom deel van jou lewe. Maak seker Jesus kom in jou voertuig in, maak seker hy kom in die bestuur van die voertuig. Maak seker hy kom in beheer van alles wat jy het, alles wat jy is. En dan gaan weer 'n paar punte sit waar Jesus nommer 1 moet wees om te wys hy is nommer 1. En miskien gaan die van u vir my ongelukkig wees hierna, dan is dit so. So gelukkig wil wees teen die woord, ek gaan net in die woord uit met u praat. Ek gaan nie my opinie vir u gee nie, ek gaan nie my eie idees vir u gee nie. Ek gaan ook hier en daar 'n storie ingooi, soos die storie van die parakiet of die storie van die voertuig. Maar die basis is die woord. Die nommer 1 plek, wie wil raai, wat is die nommer 1 plek waar Jesus in beheer moet wees? Nommer 1 moet wees. Sê weer? Sluit neem, en is die weerstede nie. Jou hart nie op die amper. Die gebed nie. Die nommer 1 plek, as die woord het, en jy wil gaan seker maak, kyk in Matteus 6 vers 24, die enigste ding wat Jesus ooit in teenstrydigheid met die Here stel, weet jy wat is dit? Geld. Ek wil 'n voorbeeld wys. Matteus 6 vers 24 sê die Here, iemand kan nie 2 Here dien nie. Hy gaan of die een hou en die ander een haat, of hy kan nie God en Mammon dien nie. Almal sien hierdie R100. Eers moet ek kyk hom. As ek nou moet sê die persoon wat die beste luister gaan hierdie R100 kyk, dan gaan jy luister hoor. Jy gaan seker maak ek sien nie luister. Maar Jesus moet nommer 1, hier is die 10 rand. Jesus moet nommer 1, of die Here moet nommer 1 in my en u finansies wees. Ons mag nie my eie finansies boomstel nie. Daar was 'n persoon wat gevlieg het van een dorp na 'n ander dorp. En hy kom by die lughawe en hy vergeet om ontbyt te koop. Hy koop vir homself 'n koffie en hy koop 'n pakkie donuts. Wat is donuts Afrikaans? Deurbolletjies klink net nie lekker. Almal weet wat 'n donut is, né? Hy koop hom 'n pakkie donuts. En hy kyk so oor die skare en daar's nêrens alleen plek om te sit nie. Daar's net een plek. Ek gaan dit mooi verduidelike werk doen. Daar's net een plek om te sit. Dis reg oorkant 'n ou man. Een sitplek oop. En nêrens anders nie. Hy wil nie staan as hy koffie drink nie.
en hy gaan sit sy bagasie neer, en hy sit sy koffie en sy donuts op die tafel, en hy gaan sit op die stoel, en hy kyk vir die ander ou, en die ander ou kyk vir hom. En na so 5 minute, maak hy die sakkie donuts oop, en hy haal 'n donut uit, en hy eet hom. En hy het die koerant by hom, en hy kyk die koerant, en hierdie ou oom aan die ander kant van die tafel, leun so oor, en van die pakkie donuts, en hy haal 'n donut vir hom uit. En hy haal die donut en hy smaak. En die res van die donut. En hierdie persoon is baie verontwaardig. Hoe durf hierdie ou 'n donut vir my vat? Maar hy wil niks sê nie, as 'n klomp mense nou vat hy die pakkie en hy haal hom 'n donut uit en hy skuif die pakkie tot op die punt van die tafel. En hy vat af van die donut, hy kyk vir jou, en hy draai sy stoel skuins toe, eet hy sy donut, lees sy koerant. En hy gaan nou aan die kant van die tafel leun oor, vat 'n donut, en sit agteroor, hap die donut, en smaal vol. Hy voel hier binne om begin so kook. Bloei jy jouself in. Jy sit daar nie die ander ook aan die tafel vat om 'n donut. Wat so met 2 minute donuts? En hy vat weer 'n donut, hy skryf die pakkie hier by sy koffie, teen sy koffie. Hy hap die donut, hy kyk vir jou. Hy lees die boek. Hier ook aan die ander kant van die tafel leed oor. Al met donut uit. Hier die donut sit en smaal vir hom. En naderhand gaan die aankondiger af en sê, hierdie vlug, wat nou sy vlug is, moet regmaak dat hy kan op die vliegtuig gaan. En nou staan op, hy skuif sy stoel en al sy donuts is klaar. En toe hy afboek, toe sy pakkie donuts wat hy gekoop het, loop sy tas. So die ou oom werk aan die tafel het eintlik sy donuts met hom gedeel. Nie andersom nie. En die ander oom werk aan die tafel, elke keer sy donut vat en hy smaal en hy eet hom. Dan was het gewees, ek deel met graagte met jou my donut. Nee, ek stel jou vir jou en ek smaal vir jou nie. Nou verbeel jouself. Die Here gee vir jou 'n pakkie met 10 donuts in. Sekulêre donuts, dit wat buitekant in die wêreld nodig is om te oorleef. Kom ons maak dit 'n makliker naam, kom ons sê dis 'n salaris van U. Al wat die Here verwag is jy moet net een van die donuts teruggee vir die oom aan die tafel en dis eintlik al 10 syne gewees. Ja. Jy verstaan? Die oom werk aan die tafel soek net een van sy 10 donuts. Die Here soek net sy een gedeelte van die 10 gedeeltes en ons is so synig as hy probeer vat en grom ons vol. Hier is 100 wat die Here my gee. Al wat hy vra, gee my 10 terug. Ek soek nie die hele 100 terug nie. Ek soek nie 50 terug nie. Gee my 10. Die hele 100 is myne wat ek vir jou gee. Ek wil net 10 terug hê. Enige persoon, enigiets van lenings wat weet, sal verstaan, is nie 'n regte transaksie nie. As jy leen, so daai sy volle 100 terug met 10% rente. Of 20, hang op waar jy leen. Die Here sê, gee my 10 terug. Dit is wat beteken, die Here is die beheer van ons finansies. Hy wil net hê ons moet 'n tiende. Een van ons 10 terug. Die res van die 9 kan ons gebruik om ons kar te betaal, ons huis af te betaal, ons kinders deur die skool te sit. Hoe ook al jy dit wil spandeer. Ja, daar is mense wat nie al 9 die ander nodig het, dan gaan die Here sê, hoorie man, gee vir Yuri ook 'n halwe donut of gee vir Yuri 'n hele donut, dan ons vir hom dit gee. Want die Here plaas van ons in gevalle. Maar ek kan nie synig wees en al 10 wat die Here my gegee het, hier in my binnekant sit en dit net al berg. Hoe kan die Here dan weer vir my gee? Hoe kan die Here my dan weer seën? As ons gaan lees in Deuteronomium, sê die Here ons moet versigtig wees. Hy praat met die volk daar toe hulle nie in die land ingaan. Hy sê wees versigtig as julle daar ingaan en julle word al hoe ryker en al hoe ryker en al hoe ryker. Julle kry al hierdie goeders nie van my te vergeet nie. Want as julle my vergeet, gaan julle sekerlik sterf. Dan besef as jy nie hierdie gedeelte vir die Here gee nie, dan gaan jy die lewe van die hele trek of hy kan. Hy kan. So dit gee 'n bietjie nuwe betekenis as om vir die Here te gee wat syne is.
En hierdie is een van die maklikste maniere wat ek nog ooit 10 kon verduidelik het aan iemand. Gee een van die 10 donuts vir die Here. En die Here gaan die 9 wat oor so seën gaan meer as die 10 wat jy gehad het aan die begin. Vra vir enige persoon 10 te betaal. Meer aan die einde van die maand. Skiep een maand, kom ons sê uit. Want mens meer, mens onderdeel. My sis, as mens onderdeel. So onthou, nommer 1 ding wat die Here eerste moet wees is my en die finansies. Hy moet 'n beheer hê van dit. Want as hy nie 'n beheer is van dit nie, dan is hy nommer 1 vir my lewe. Die tweede ding is dit wat ek geïnteresseerd is in. Dit wat my opgewonde maak. 1 Korintiërs 10:31 sê, of julle dan eet of drink of enigiets doen, doen dit tot verheerliking van God. Ons kan ons al rugby opspring en hard skree. Die ou langs ons high five in die kerk, kan ek nie my hande oplig as ons sê, so sal ek die prys my hele lewe deur en na my hande oplig. Dink die mense ons is simpel. So sal ek die prys my hele lewe lang, hoe prys ek die Here? Sal my hande oplig, so sal ek my hande oplig, so sal ek die prys my hele lewe deur. So sal ek die prys my hele lewe deur. Onthou 'n bietjie wat jy sing, kyk wat jy sing. Sê hoe sal ek die prys my hele lewe deur? En die naam my hande oplig is op Psalm gelees, Psalm 70 tot 79, daar ergens tussen. Kan nie presies onthou nie, of 76, 67, so iets. Gaan nie gelees al die psalms, jy sal daar binne. Maar ons moet met alles wat ons doen, moet ons die Here se naam groot maak. As ek by sport is, mag ek opspring en ek mag bly wees. Mag jy langs my high five. Wat moet ek doen tot die Here verheerliking van die Here? As die ref slaap snaaks plaas, mag ek allerlei goed vir hom skree nie. Kobus, mag jy allerlei goed vir die ref skree nie. Maar as ek werk so nie. Ja, so mens werk, toe ek op Pretoria was, het jy die reels van netbal geken. Ek sal dit nie goed, ek het netbal gespeel op Pretoria. Toe ek dit probeer, bring ek my skou. In Pretoria speel ek netbal, en ons gaan en dan leer ons besig om te wen in die skool, en ewe skielik braas daai vrou, allerhande slegte goeders. Kind kan die bal vang en so nader staan, en dan die doel gooi, so doen niks nie, ek het 15 secondes die bal hou. En op 'n stadium skree ek iets, en die vrou gaan om sê, wil jy kom blaas, toe staan ek op, want ek sal blaas, ek sal beter as sy. Trek hy my af, mag, sit stil, by stil. Volgende dag, die kry ons 'n brief, ons moet asseblief nie by die skool op hier. Ander ref skree nie, maar ons gaan nooit met in daai skool speel, en hulle het nie goed geblaas. Maar ons moet die naam van die Here verheerlik. Ek is nie bly oor wat ek gedoen het daar nie, is eintlik 'n slegte ding wat ek gedoen het. Eintlik moet jy net goed skree. Go. Moenie bekommerd wees as die ref nie reg baas, jy kan nog steeds speel. Dit is skree goeie goed. As ons by die werk is, moet ek nog steeds die beste vir die Here by die werk kan doen. Ek moet nie daar bekommerd wees oor, as ek hier klaar maak, kan die baas so sleg dink van my sê, ek gaan hierdie klaar maak en vir wys die Here help my. So die tweede plek by die Here, 100% te beheer moet wees, is dit wat ek geniet. As Julie gaan visvang, dan trek hy nie sy baadjie uit van, ek sal die kerk, en hy doen dan nog goed daar op die dam nie. Is die waarheid, Julie? Ja. As Reinhard gaan resieskarretjies ry, dan doen hy tot die verheerliking van die Here. As hy saam met sy kinders buite speel, doen hy nie om hulle af te breek, hy doen dit om op te tel in die Here, is dit nie so nie? Ja. Want die Here wil hê alles wat ek doen ek tot die beste van die Here. As ek by die werk is en ek moet 'n brood verkoop, kan ek dan nie vir die mense jok en sê hierdie brood weeg 3 kilogram. Moet ekstra betaal vir as ek by die huis kom, as ek uitgehaal as loop en gebruik. Dis mos kroep. Mag nie kroep nie. Mag jy 'n eksamen goed op my hand skryf, of ek op my horlosie gou kyk as ek eksamen skryf. Dit werk ook nie so nie. Al die kinders wat nou gaan eksamen skryf. Leer. Verheerlik die Here as jy eksamen skryf, sê Here, ek het hierdie goed geleer. Help my asseblief en skryf jou beste. Dis hoe ons die naam van die Here verheerlik. Waar ek ook al gaan, as ek ry in die verkeer na rye, minibus, taxi hier voor my in, oor die gele en sê, prys die Here, daarom nou nie ongeluk gemaak met my. Nie allerhande goed vir hom sê nie, dis moeilik. Moeilik, as jy saam met my ry, my vrou, my skoonma, hulle sê so, maar kyk hierdie ou, sleg ry hulle. Amper slik my ma by hoor. Ek is rustig, ek kan saam met my kom ry. Die mense saam by reis, ek in Durban is nie, ry soos die Durbanite. Ek sê het weer reg. Hy ry soos 'n regte Durbanite. Ek het dae geleer bestuur eintlik.
Voor dan het nog nie rustig gewees. Maar dit wat ek doen tot die beste van die Here. As ek hier staan en ek speel gitaar, doen dit tot die beste van die Here. As ek by die skool is en ek speel cricket, doen dit tot die beste wat die Here my die vermoë gegee het. As hy my uitval, dan is dit so. Goed gebal, dan gaan ek af van die veld af. Dus my beurt is symboliek op my. Jy verstaan, doen dit tot die beste van ons vermoë. So die eerste plek waar die Here eerste moet wees, finansies. Die tweede plek waar die Here eerste moet wees, dit wat ek in geïnteresseerd is. Die derde ding is in my verhoudings. My verhouding moet die Here heel eerste wees. Oom Dippie, as oom die Here heel eerste plaas in ons lewe, en tannie plaas haarself heel eerste, die Here heel eerste in haar lewe, gaan jy nooit weer beklei. Julle gaan miskien meningsverskille hê, maar as die Here nommer 1 in my verhoudings is, hoe gaan ons beklei? Hoe gaan die Here teen homself beklei? As gaan miskien 'n meningsverskil hê, Reinhard, jy gaan miskien nie saamstem presies met jou vrou, maar dan gaan jy dit uitpraat en is verby. Ja. Weet van mense wat jarelang fight sê, omdat die Here nie nommer 1 is nie. Maak die Here nommer 1 in jou lewe. Maak die verhouding wat jy met die Here het nommer 1 in die lewe. In Daniël 3 is daar 3 vriende, hulle maak die verhouding met die Here nommer 1 tot die dood. Die koning wil sê, as daai geplaas en julle buig nie, gaan ek julle doodmaak en sê hulle, blaaspark. Ons gaan nie buig nie. Hy maak die vuur 7 keer warm, hy gooi my vriende, en hy kyk op 'n stadium en hy sê, maar as dan 4, ons het 3 ingegooi. Dus die probleem met hierdie is, hulle as ons so brand, raak hulle meer. En hy lyk so goeie sê, so hulle gaan vinnigheid voor haar op uitneem kom. Hoe ek het sien hoe die koning opgetree. Maar hulle verhouding met die Here was nommer 1. Hulle het gesê, al maak hulle ons dood. Het hulle geweet, hulle gaan lewe na uitkom? Nee! Hulle het al gedog, die oomblik as ek daar in die vuur is, dan stap ek by die hemel in. Maar hulle het gesê, my verhouding met U is nommer 1, ek sal nie buig nie. Halleluja. Ek sal nie buig nie. Handelinge 5:29 sê, meer getrouheid aan hom as aan mense. Ek moet meer getrouheid aan hom as aan mense. As die Here dit verwag van my, moet ek dit doen. As die Here verwag, ek moet niks doen, moet ek dit nie doen. So finansies, dit wat ek geïnteresseerd is, my verhoudinge, my daaglikse skedule. Dis nommer 4. My daaglikse skedule, ons hou mos op om skedules te maak, né? Te sê, my beplanning vir die dag. Ag, dit. Die werk het ons massiewe lysie. Ons moet hierdie doen. En die oomblik as jy dink, die lysie is kort, dan se week by, dan kom maar 3 goed by. 1 af, 3 by. So net slim is, jy sê nie vir die baas, jy is klaar met iets, en sit sy nie so baie by. Maar dit kom nog steeds. Maar die 4de plek, waar ek en die Here heel eerste moet sit, is in ons beplanning. Ons daaglikse beplanning. Ons moet nie 'n plek maak om die Here ergens in te pas nie. Pastoor, ek staan 5 uur op, en 5:30 maak ek die kinders wakker, en 6:15 gee ek hulle brood, 6:30 vat ek hulle skool toe, en as ek dan by die huis kom, bid ek so vinnig, en dis die enigste plek wat ek vir die Here. Jy is verkeerd, broer en suster, maak die beplanning rondom die Here. Sê, hierdie tyd het ek vir die Here, hoe moet my beplanning anders lyk om hierdie tyd vir die Here te hê? Gelees Psalm 55, dan Dawid skryf daar, hy sê, U is nommer 1 in my lewe basis. Hy sê, my beplanning moet rondom U gaan. Ek het nou nie die skrif neergeskryf nie, maar as Psalm 55. Baie van ons sê, ja, maar ek wil die Here hoor. Wie wil nog nooit die Here gehoor het? Okay, wie wil die Here gehoor het, praat met hom, of haar? Wie wil die Here met 'n hoorbare stem gehoor praat het met hom of haar? Ek het vir die oplossing. Wil jy die Here hoor praat? Lees die Bybel. Want dit wat hier binne staan is die woorde van die Here. Wil jy die Here met 'n hoorbare stem hoor praat? Baie maklik. Lees hard op die Bybel. Dan hoor jy hoe praat die Here met 'n hoorbare stem vir jou. Job was 'n man gewees na God se hart. Ek weet nie Job opgemaak as ek nou ons het bespreek by die selgroep ook. Job was 'n man na die Here se hart. Hy het sy dag rondom die Here gebou. Hy het seker gemaak daar's tye wat hy spandeer aan die Here.
Dink jy een fout wat Job gehad het, hy het te veel bekommerd oor sy kinders. Ek weet nie of sy kinders die Here gelyk gestel het, want hy het vir hulle gaan offers doen, en vir hulle dit, en vir hulle dit. Dan was dit Job se enigste probleem gewees. Maar ek en u kan nie ons daaglikse plannetjies uitwerk en die Here ernstig indruk nie. Want dit is baie maklik vir die duiwel om dan daai plek van die Here in te neem. As die 3/4 skool toe is, ek het my balkies vergeet, met moet hulle ons moet nou huis toe gaan. As ons halfpad, dan moet ek omdraai, huis toe ry, mag nie ongelukkig raak nie, al die balkies kry, terugry skool toe. En as ek dan net 15 minute vrede gehad, so hy 15 minute weg. Wat dan? Wanneer is hierdie tyd dan? Eers môreoggend weer. Ek glo hy nou nie. As u net halfpad getrou is u 100% ontrou. Ja. Het jy al daaraan gedink? U kan nie sê, ek is getrou aan die Here op Sondag, maar die res van die week is ek nie so getrou nie. Dan is ek 100% ontrou. Reinhard, kan jy dit, jy kom by die huis, jy sê vir jou vrou, ek sal 3 dae van die week 100% getrou wees in jou, die res van die week. Ek hoef nie eens vir Reinhard te vra, ek kan sy vrou se gesig sien. As jy nie 100% getrou is nie, is jy 100% ontrou. Ek kan amper sê 110% ontrou, want dan bluf jy jouself om te dink jy is getrou. So wees getrou aan die Here, wees getrou aan dit wat hy van ons verwag. Maak tyd vir hom. En die 5de ding wat ons hier heel eerste in moet sit, is in my moeilikheid. Dis nou 'n snaakse een, hè? Hoe sit ek die Here heel eerste in my moeilikheid? As die moeilikheid het, gaan heel eerste na die Here toe. Ek kort R300. Ek dink ek moet by hierdie ou gaan hoor, of daai ou gaan hoor, of hierdie ou se arm gaan draai, of daai ou se besies steel, of hierdie doen, en die heel laaste, as niks werk nie, dan vra die Here om te help. Elkeen van ons het probleme, of het groot probleme of klein probleme. 'n Probleem kan R10 wees, 'n probleem kan R1.000.000 wees. 'n Probleem is 'n probleem, as ek nie R10 het en ek het nodig, is dit 'n probleem. Mense, dit is die waarheid, nie? As jy R10 nodig het, dan is dit 'n probleem. Maar as jy R1.000.000 nodig het, is ook 'n probleem. As ek my vinger gebreek het, is dit 'n probleem. As ek nie kos in die huis het vir my kinders nie, is dit 'n probleem. As ek 'n vrieskas oopmaak en almal onder in die vrieskas lê, is die ys van die kant af geval het, is 'n probleem. Val af van die kant af die krag is af, al die kant oor, nie verstaan. Dis 'n probleem. As ek nie plek het om al my vleis te sit nie, is 'n probleem. As jy daai probleem sit, is jy baie plek in my vrieskas, hoor. Maar ons moet die Here heel eerste, nommer 1 in elkeen van ons probleme maak. Ja. Maak nie saak wat dit is nie. Gaan eers na die Here toe. Ek sê nie, jy moet nie ook self werk om die probleem op te los nie. Ek sê nie as Reinhard nou 'n probleem by die werk het, hy moet dit net los nie. Kom ons sê 'n probleem by die werk. Weet hy die probleem by die werk, hy werk goed. Hy werk goed. Hoe lang werk jy nou by jou werk? 15 jaar, 20 jaar? Lang. Maar sê hy die probleem by die werk. Hy moet nie net sê, ek los dit in die hand en agteroor gaan lê en weer verder slaap by die werk. Nee, hy moet werk maak daarvan om dit reg te kry. Maar ken die Here heel eerste, nommer 1 in jou probleem. Dat hy vir u die oplossing kan gee van dit. Ek wil afsluit met 'n gelykenis of hoe jy dit wil sien. 'n Vraag aan u. Dis 'n persoonlike vraag. U gaan by die huis gaan sit en vir jouself uitredeneer. As u nou by die huis kom en die Here staan voor die deur en sê, ek gaan gou vir die volgende 2 dae by jou bly. Baie van ons hou daarvan as mense kom kuier, maar nou net voor die tyd dat weet, kan ons alles mooi regmaak vir hulle. Maar as jy nou by die huis kom, op hierdie oomblik, na kerk, en die Here kom staan daar voor die deur, en sê, ek gaan nou vir die volgende 3 dae by jou oorslaan. Wat gaan anders wees in jou huis? Ek het nou by Ancestors se loer gebly, toe ons by die konferensie was. Hulle is gelukkig baie gemaklik, so daar het niks verander
ek het op die bank geslaap, dis al wat verander het by hulle. Maar as die Here nou by iemand kom oorslaap, wat anders gaan hy doen? Gaan jy nog steeds die goed op die televisie kyk wat jy kyk? Gaan die gesprekke tussen u en die vrou of die kinders nog steeds dieselfde volume hê? Of gaan dit 'n bietjie verander? As die Here nou by jy moet instap, gaan jy dan 'n bietjie tyd maak om met hom te praat, of gaan jy nog net doen wat jy gedoen het? Gaan ek nog steeds dieselfde goed op my rekenaar 12 uur aan kyk, as die Here in my huis kom bly vir 2 dae? Of gaan ek eerder my rekenaar uitlos? Eerst was nie my rekenaar, eerst was op my telefoon, my tablet. Gaan ek nog steeds dieselfde goed op my tablet doen, as die Here daar sit en die sitkamer saam met my, as wat ek so gedoen het as ek alleen was. Hierdie is 'n vraag aan elkeen. As die Here nou by jou huis kom, wat sal jy verander? En dit wat jy moet jy verander, want die Here is in my, en in elkeen van u. Ek kan nie aan met dieselfde goed, as wat ek gedoen het in die wêreld was nie. Dit is onmoontlik. Die Here is dan by my. As jy iets wil doen, vra. As die Here by my moet instap, en saam met my hier kom sit, wat sal ek anders doen? En doen nie eerder die ding wat jy anders sou doen nie. So my 2 vrae wat ek in my huis wil stuur, kom ek neem net weer gou die 5 goeders, wat die Here nommer 1 moet wees. Nommer 1 is my finansies, die Here moet in beheer wees van dit. Hy moet nommer 1 wees, hy moet sy gedeelte kry, is nommer 1. Die tweede ene is dit waar ek geïnteresseerd is in. As ek hou van hierdie, moet die Here deel wees van dit. En hy moet welkom voel, anders moet hy iets anders geïnteresseerd raak, nee. Die derde ding is verhoudings. Die Here moet nommer 1 in elke van my verhoudings wees. Dan sal dit uitwerk. Die vierde ding is, die Here moet nommer 1 in my daaglikse skedule wees. Ek moet nie plek maak vir hom, ek moet dit rondom hom bou. En die laaste ding, die Here moet nommer 1 in my moeilikheid wees. As ek in die moeilikheid is, sal ek heel eers na die Here toe gaan. So dis die 5 goed, nee? Is die Here nommer 1 in die lewe. En indien jy so instap by jy huis, wat sal jy verander? En dit wat jy moet verander baie vinnig. Want die Here is op pad. Ek koppel nie 'n dag aan nie, ek koppel nie 'n uur daaraan nie. Maar weet jy, Jesus is op pad. Ja. Hy is op pad om ons te kom haal. Ons gaan weg wat om na aarde te kom, hy is op pad. Ja. En as dit goed in my lewe is, ek gaan wegdryf van hom af, dan gaan ek in 'n baie groot moeilikheid sit. So maak seker, ek wil nie sê 100%. Ek wil sê, maak 110 of 200 of 300% seker, die Here is nommer 1 in die lewe. Amen. Mag die woord